Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by ons volgende reeks hier by Ligpunt by die Woordskool. Die tema van hierdie reeks is die vrug van die Gees, soos wat jy hier op die skermpie kan sien. Nou oor elke tema van elke reeks hier by Ligpunt bid ons en ons vra die leiding van die Heilige Gees om ons te wys, wat wil die Here hê moet ons volgende doen. En weet julle, as ons dan so terugreflekteer oor die laaste 2 jaar, dan sien ons hoe die Here met ons 'n pad geloop het in die verskillende temas wat ons by die woordskool gedoen het. Hoe die Here elke keer verskillende fokus gehad het op in die 3-eenheid, alhoewel die 3-eenheid dan saam funksioneer. Nou, ek het gaan bid en vir die Here gevra, wat is die volgende reeks wat ons moet doen, nadat ons Hooglied gedoen het, wat natuurlik 'n baie diep en 'n baie moeilike boek was. En ek was bevoorreg om in 'n lesing te wees 'n paar weke terug, waar die spreker 'n baie inspirerende aanbieding gelewer het rondom die vrug van die Gees. En terwyl ek na hom geluister het, het die volgende by my opgekom. Die vrug van die Gees het presies by Hooglied ingeskakel. En as ons dan na hierdie skrifte kyk uit Hooglied uit wat hier op die skerm verskyn, dan sien ons hoe hierdie twee geliefdes in hierdie tuin, uit hierdie verhouding wat hulle met mekaar gehad het, uit hierdie diep en innige verhouding wat hulle met mekaar gehad het hulle vrug gedra wat hulle van mekaar geëet het. En as ons dan gaan kyk na Hooglied 4 vers 13, dan sien ons dis 'n park van granate. Met ander woorde, hierdie vrug het hulle nie net in hulle verhouding vir mekaar gedra om van te eet nie, maar hulle het dit ook vir die gemeenskap daar buite in hierdie park gedra. En al hierdie handelinge van hulle in Hooglied was aktiewe handelinge wat 'n diep geestelike instelling aan die wêreld daar buite geopenbaar het, naamlik hierdie intieme verhouding wat hierdie twee geliefdes met mekaar gehad het. En ek het besef, dit is presies dieselfde met die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is die getuienis van ons diep en intieme verhouding met die Heilige Gees, sodat die wêreld daar buite kan beleef dat ons werklik in 'n verhouding met die Heilige Gees is, dat hulle die getuienis van ons in aksie kan beleef, maar dat hierdie getuienis, hierdie vrug van die Gees, dan ook nie net onsself nie, maar ook die rondom ons sal voed. So daarom is die vrug van die Gees vir my so belangrik. Ek kom dan in die naam van Jesus en ek gaan vir ons saam bid, dat die Here deur hierdie reeks, deur sy Gees, vir ons hierdie geestelike waarhede sal oopmaak. Vader, in die naam van Jesus kom dra ons hierdie reeks aan U op. Mag U verheerlik word deur al die vrug wat ons dra, Here. Heilige Gees, kom U en leer U vir ons, maak U Uself vir ons oop. Dankie dat ons weet, U binne in ons dra hierdie vrug. Dankie dat ons ook hiermee op 'n reis kan gaan. Ek bid die bloed van die lam oor hierdie reeks. Ek bid die bloed van die lam oor die lering. Ek bid die bloed van die lam oor elke oor wat daarna luister, sodat ons sal hoor wat die woord en die Heilige Gees daarmee vir elkeen van ons wil sê. In Jesus naam. Amen. Voordat ek dan met die lering rondom die vrug van die Gees, soos Galasiërs 5 vers 22 ons daarvan leer begin, wil ek net eers agtergrond gee en dit so beklemtoon, dat ons hierdie lering doen binne die konteks van 1 Korintiërs 1 vers 30. Ek wil weer daarop wys, dat die laaste 2 jaar het ons verskeie reekse gedoen, en as ons so gaan kyk het na die paadjie wat ons met hierdie reekse gedoen het, het ons begin by die werking van die Heilige Gees as 'n persoon. Ons het daar gefokus op die gawes. Daarna het ons uit dit uit, as die Gees van die Here binne in jou woon, gaan fokus op wat is jou roeping. En daarna het ons 'n geeswêreld reeks, die geesdimensie reeks gedoen, want hierdie roeping van jou speel af in hierdie geeswêreld. Daarna het ons geëindig met disippelskap. In disippelskap het ons gefokus op dit wat die Here Jesus gedoen het. Daarna het ons aangegaan in die begin van 2024 en ons het gefokus op wat gebeur in jou hart, want jou hart is die ontmoetingsplek
met Vader God. Dit is waarom die Here Jesus jou gered het, sodat jy in geregtigheid voor die Vader kan staan en weer met hom in verhouding kom. En jou hart is hierdie ontmoetingsplek. In die Ou Testament was die simbool daarvan dan die borstas van die Hoëpriester en het ons die reeks dan so genoem. Daarna het ons opgevolg met die wysheidsreeks, waar ons gefokus het op die wysheid van die Heilige Gees, die 7 geeste van God voor die troon van die Lam, en hierdie 7 geeste van God het dan uit 7 verskillende elemente bestaan. Nou 1 Korintiërs 1 vers 30, soos dit hier op die skerm verskyn, sê vir ons baie duidelik, Jesus het vir ons 4 dinge geword. Met ander woorde, in hom het dit vir ons moontlik geword. Die eerste is wysheid uit God. Die tweede geregtigheid, dan daarna heiligmaking en dan verlossing. In die disippelskapreeks het ons gefokus op geregtigheid en verlossing. Die Here Jesus het ons verlos van die las van die sonde, van die straf, die gevolg van die sonde wat ons dra, dat dit verbreking bring in ons verhouding met die Here. En deurdat hy ons skoon gewas het, het ons in geregtigheid ingekom. En omdat ons in hierdie posisie van geregtigheid is ons nou in verhouding met Vader God. En dit was waarop ons dan gefokus het in die borstas van die Hoëpriester. Maar nou gaan ons verder. Die werk van Jesus Christus aan die kruis het nie hier gestop nie. Dit stop nie net by wedergeboorte, wat vir ons verlossing bewerkstellig en ook geregtigheid nie. Nee, dit gaan aan na heiligmaking toe. En in die pad van heiligmaking is dit die pad waar ons kan amper sê, meer spasie maak vir die Heilige Gees in ons vlees en ons sielsarea. Die Heilige Gees is volledig binne in ons gees deur wedergeboorte. Maar dan kom hy ook in die posisie waar hy oor en op ons kom rus, sodat ons in die gemeente kan funksioneer, wat ons dan die doping met die Heilige Gees noem. Ek gaan nou nie weer in detail hierin gaan nie, ons het daarna gekyk in die reeks oor die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe is nie net vir bediening in die gemeente nie. Die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe is ook vir verhouding met die Heilige Gees, waardeur ons in verhouding kom met God die Vader en die Here Jesus Christus. En wanneer ons dan in hierdie verhouding met die Heilige Gees is, dan stap hy 'n pad met ons, hierdie pad van heiligmaking, wat ons dan help sodat ons van die ou mens meer en meer ontslaa raak, die vlees meer en meer kruisig. En in hierdie pad kom ons nader en nader aan die Heilige Gees. So in heiligmaking is dit nie ons wat heiliger word nie. Dit is eintlik die Heilige Gees wat al hoe meer en meer ons lewe absoluut inneem en beheer en deur ons vloei. So dis eintlik Heilige Geesmaking. En as die Heilige Gees in jou lewe is, kan daar mos nie niks gebeur nie. Daar kan mos nie geen effek daarvan wees nie. Nie net help die Heilige Gees jou om jou pad met die Here te loop nie. Nee, dit gaan verder. Dit gaan ook na die dra van die vrug van die Gees in hierdie pad van heiligmaking. Ja, en in dit is, as ons praat oor die vrug van die Gees, daar's baie ander skrifte ook in die woord van die Here, is Galasiërs 5 vers 22 seker die heel bekendste, en ons gaan dit ook dan nou gebruik as die kern van waaruit ons gaan werk, waaruit ons dan die ander skrifte ook gaan ondersoek en ook hierby gaan inbring, maar ons gaan dit dan as 'n basis gebruik vir hierdie reeks. En Galasiërs 5 vers 22 sê vir ons, maar die vrug, en let wel, hierdie vrug is enkelvoud, van die Gees, nie van jou in die Gees nie, van die Gees self,
is, en dan noem hy hierdie lysie: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou die belang daarvan is, die essensie van Christen wees is om vrug te dra. En hier moet jy mooi luister wat ek vir jou sê. Nie die essensie van wat jy glo as Christen nie. Nie die essensie van wat jy doen as Christen nie. Die essensie van wat jy is, met ander woorde, wat jou geestelike instelling is, wat jy in jou kop is. In die Engelse taal sê dit, wat jou attitude is, wat jou gesindheid is. En die essensie van hierdie ingesteldheid van jou, funksioneer na buite in die vorm van die vrug van die Gees. En jy sien, dit is so belangrik dat ons hierdie vrug sal dra. Want hierdie vrug dui daarop, dit is 'n getuienis, dat die Gees van die Here lewendig binne in jou is. Ek het reeds verduidelik, ons kan nie stil staan net by wedergeboorte nie. Ons moet geestelik groei. En ons gaan verder volgens die woord van die Here, volgens hy skrif in 1 Korintiërs 1 vers 30. En ons vat ook die heiligmaking wat die Here Jesus vir ons geword het. Met ander woorde, binne in hom, deur die Gees. Ons gaan in die res van die reeks sien, hoe dan binne in die Here Jesus. En hierdie is 'n getuienis, dat die Heilige Gees kom, en hy verseël jou verlossing. As ons gaan lees in Efesiërs 1 vers 13 tot 14 en 4 vers 30 wat hier op die skermpie is, dan sal ons sien die Heilige Gees verseël ons verlossing. Nommer 1, na die rykdom van sy verlossing. Met ander woorde, ja, die prys vir ons sonde is betaal na ons wedergeboorte. Maar daardie prys wat betaal het, ons is nou in geregtigheid van God, voor God, sonder twyfel. Ons kan in daardie oomblik direk na wedergeboorte sterf en ons sal hemel toe gaan na die Here toe. Maar nou het ons gewoonlik na wedergeboorte nog 'n pad wat ons hier op die aarde moet stap. En in hierdie pad word ons verander, soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, van heerlikheid tot heerlikheid. Met ander woorde, al hierdie ou gewoontes, hierdie ou mindsets, hierdie ou attitudes van jou, hierdie ou instellings van jou, word verander, soos wat die Here vir jou die prys voorbetaal het, volgens sy karakter, wat deur wedergeboorte oorgedra is in die geestelike natuur, wat jy gekry het. En hiervoor het ons die Heilige Gees nodig. Die Heilige Gees verseël hierdie proses. Hy loop hierdie pad, sê Efesiërs vir ons. En dit is belangrik, want hierdie pad moet ons ook loop, sodat ons by die einde daarvan uitkom. Sodat ons kan staande bly, totdat die Here Jesus ons kom haal. En julle gaan sien in hierdie reeks, al hierdie vrug van Galasiërs 5 vers 22, word gedra wanneer jy gesnoei word in situasies waar jy met die teenoorgestelde gekonfronteer word. En daarom moet ons hierdie vrug dra. Dis 'n getuienis dat ons in 'n verhouding is met die Heilige Gees. Dit is 'n getuienis nie net dat ons gered is nie. Maar as ons die res van Galasiërs 5 gaan lees, dan sal ons sien in vers 16 en vers 18, dat ons ook wandel, met ander woorde, leef in die Heilige Gees. En ons kan dit nie doen, as ons leef in die Heilige Gees, gaan jou lewe nie sonder vrug wees nie. Dit gaan nie sonder effek teenoor die wêreld daar buite wees nie. Ek gaan mooi vir ons die perspektief daardeur nog daar rondom verduidelik. En die wonderlike daarvan is, hierdie proses wat ons dan beleef, snoei ons, sodat ons sal groei en nader sal kom in die beeld wat van God binne in ons dan. So ons kan dan gaan sê, Galasiërs 5 vers 22 is die essensie van Christen wees. Met ander woorde, die praktiese, sigbare sy daarvan in die wêreld daar buite en hier rondom ons. En dit is presies wat Paulus beleef het
in die gemeente van Galasiërs. Jy sien, as ons gaan in die volgende lesings, gaan ons bietjie meer in diepte na Galasiërs kyk, maar in hierdie gemeente was daar Joodse Christene gewees. En hierdie Joodse Christene kom dan, en waar hulle dan nou saam met die voorheen Gentile nations of die heidene nasies wat nou ook Christene geword het is, moet leef. En hier word dinge gedoen uit hierdie heidene nasies se ou gewoontes. Dan kom die Jode en hulle was gewoond aan die uiterlike vrugte wat hulle dra, die uiterlike kenmerke aan hulle liggaam, waarvan die besnydenis die hoof een was. En dan ook al hulle ander gewoontes, hulle maniere hoe hulle hare dra, hulle klere dra, ensovoorts, die kos wat hulle eet, die gewoontes wat hulle het, al daardie hele pakket van die Jode, het gemaak dat jy waar die Jode ook al op hierdie aarde gegaan het, selfs 70 jaar in ballingskap, het hulle die Jode herken. Hulle het baie duidelik geweet, wie is 'n Jood en wie is nie. As ons net gaan kyk na die geskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog, waar Hitler in Duitsland die Nazi-party die Jode vermoor het hulle nie gewonder wie is 'n Jood en wie nie. Hulle het baie duidelik geweet wie is Jode, want hulle het kenmerke aan hulle uiterlike liggame gehad. En nou kom die Jode hier in Galasiërs, en hulle wil hê dat hierdie heidene nasies wat nou saam met hulle Christene is, moet ook aan hierdie liggaamlike kenmerke voldoen, want dit was die gewoonte wat hulle geken het. Maar die Here Jesus het die volheid daarvan kom betaal. Hy het die wet kom volbring. En nou kom Paulus en hy kom illustreer vir hulle, deur Galasiërs 5 vers 22, dat die vrug, die uitwendige kenmerk wat hulle nou gaan dra, om te bewys dat hulle kinders van die Here is, gaan wees die vrug van die Heilige Gees wat binne in hulle woon. Hierdie karaktertrek en hierdie eienskappe van die Heilige Gees, wat 'n getuienis is, dat daar werklik waar wedergeboorte in hulle lewens plaasgevind het. En uit dit word dit dan hierdie nuwe kenmerk waaraan hulle geopenbaar gaan word. Maar ons sien dan ook, dit gaan hulle voed in hierdie gebroke wêreld waarin hulle dan beleef. So die uitwendige tekens is nou vervang deur die vrug van die Gees. En ons sien dan, wanneer die Here Jesus kom in die evangelies, en die Here Jesus kom en hy gee lering, gebruik die Here Jesus hierdie woordprentjies, hierdie gelykenisse, hierdie beelde van 'n boom wat vrug dra, om sekere lering dan oor te dra aan sy disippels. Sy disippels wat sal uitgaan na die wêreld daar buite toe, en met hierdie lering gaan voortgaan. So uit dit kan ons na die volgende paar belangrike punte gaan kyk om te verstaan, hoe werk die vrug van die Gees dan? Die eerste punt is, dis nie opsioneel om vrug van die Gees te dra nie. Die vrug van die Gees is noodsaaklik in 'n kind van die Here se lewe. Dis nie opsioneel nie, jy kan nie kies of jy dit wil dra en of jy dit nie wil dra nie. En let wel, die vrug van die Gees red jou nie. Ek praat nie hier van werke wat jou red, soos wat die Fariseërs in was nie. Maar die vrug van die Gees is as gevolg van jou redding. So ons kan gaan kyk na die volgende skrifte in die evangelies. Eerstens die skrif in Matteus 21 vers 9, dit word herhaal in Markus 11 en Lukas 13 wat jy hier op die skerm sien. Kom die Here Jesus en hy stap langs die pad by 'n vyeboom verby. En weet julle, die disippels het die Here Jesus geken as iemand wat simpatiek was, iemand wat sag gewerk het met verlore mense. Goeie voorbeeld daarvan is die vrou by die put. Hy het sag gewerk met haar en hy het genade vir haar gehad. Maar hier stap hy by 'n vyeboom verby en hierdie vyeboom dra nie vrug nie. Die Here Jesus vervloek hierdie vyeboom en sê dan dat dit verbrand, uitgekap en verbrand sal word. In der ewigheid sal dit nooit weer vrug dra nie. Dis 'n intense reaksie van die Here Jesus. En 'n mens kan eintlik sê, ek dink die disippels was verbaas oor die intensiteit waarmee die Here Jesus hier optree. Met ander woorde, hy het geen genade vir hierdie vyeboom wat nie vrug dra nie.
En in Matteus 21 vers 34 en vers 41 tot 43, vat hy hierdie vergelyking verder, en hy pas dit toe op Israel, en hy sê, Israel as 'n volk, het nie vrug gedra nie, en daarom sal hulle ook uitgekap word, as die spesiale geestelike volk van die Here. Hulle bly die volk van die Here volgens die beloftes van die Ou Testament, maar nou nie meer eksklusief nie. Daar is nou 'n geestelike volk wat bygevoeg word, en dit is ons as die kinders van die Here. Dan in Matteus 3 vers 8 tot 10, dit word herhaal in Lukas 8 tot 9, kom die Here Jesus en hy gee baie duidelik 'n opdrag, dat jy sal vrug dra wat by jou bekering pas. Met ander woorde, jou bekering is 'n getuienis dat jy die Here Jesus ontmoet het. In die evangelies was die disippels maar rowwe ruwe mense gewees, en wanneer hulle die Here Jesus ontmoet, en hulle met hom 'n pad begin loop, verander hulle optrede. Hulle kan nie aanhou om dieselfde dinge te doen toe hulle nog nie die Here Jesus ontmoet het nie. En daai selfde beginsel geld vir ons in wedergeboorte. As jy wedergebore is, het jy die Here Jesus ontmoet. Jy was gekonfronteer met die evangelie, met die verlossende, reddende werk, wat 1 Korintiërs 1 vers 30 van praat. En as jy dan deur daai verlossende, reddende werk, in Engels is die woord redemption, daardeur aangeraak is en daar wedergeboorte in jou gees plaasgevind, jy besef jy is nou in geregtigheid voor God, sodat jy met die God van hemel en aarde in 'n verhouding kan wees. Hoe op aarde kan jou lewe dan nie verander nie? Bekering beteken om jou te bekeer. Met ander woorde, jy keer om van die weg waarop jy gegaan het. In sommige mense se lewens gebeur bekering na wedergeboorte, in sommige mense se lewens voor wedergeboorte, dat hulle een of ander ingrypende lewenservaring het, of 'n ontmoeting met die Here, en dan eers later kom hulle tot werklik wedergeboorte, waar hulle die gebed bid, volgens Romeine 10 vers 9 en 10. So, bekering moet saam met wedergeboorte die pad loop. En soos wat ons aangaan, bekeer ons eintlik in werklikheid oor en oor, nie oor dieselfde sondes nie, maar in dit wat die Here vir ons geopenbaar het, wat dan vir ons die pad van heiligmaking vorm, waar die Here vir ons openbaar, ons moet ons bekeer van sekere ou instellings. Aanvanklik is dit goed wat jy fisies doen, maar daarna is dit al hoe meer en meer jou geestelike instellings. So die Here Jesus kom en hy gee ons dan 'n opdrag in hierdie skrif, sy disippels dan, dat jy vrugte moet dra in jou lewe, wat by bekering pas. As ons met mense te doen het, wat daarop aanspraak maak, dat wedergeboorte in hulle lewe plaasgevind het, en hulle lewe wys dat hulle nie vrugte dra wat by bekering pas nie, twyfel ek of dit werklik 'n geestelike wedergeboorte was, en nie net 'n vleeslike wedergeboorte, soos Johannes vir ons duidelik verduidelik nie. So die volgende punt wat die Here Jesus dan maak, is in Matteus 7, vers 16 tot 20, dat hierdie vrugte is waaraan jy herken sal word, dat jy deel is van hom. En hier volg nou die belangrikheid, wat vir ons verduidelik waarom die Here Jesus so ernstig is oor om vrug te dra. Johannes 15 vers 2 tot 16 verduidelik vir ons, Jesus is die ware wingerdstok. Ekskuus tog, ek het hier 'n fout gemaak op die skerm. Ek het hier geskryf, Jesus is die loot. Ons is die loot. Jesus is die ware wingerdstok. Ek gaan dit net regmaak. En wanneer Jesus dan die ware wingerdstok is, dan kom hy, en wanneer ons wedergebore word, dan verlos hy ons van die ou menslike sondige natuur, en ons word binne in sy goddelike natuur ingeplant. Dis letterlik soos 'n druiwestokkie wat jy afsny in snoeityd, en as jy hom daar op die grond neergooi, sal jy weke daarna daar kom en hy sal uitgedroog wees, en jy kan hom vat en jy kan met hom vuur maak of hom verbrand. Maar as jy daai wingerdstok vat, en jy gaan ent hom in,
binne 'n ander wingerdstok wat afgesny is, dan word hierdie wingerdstok, die loot wat ingeënt is in die ware wingerdstok, en hy sal dan hierdie vrug dra wat binne in hierdie loot is. Met ander woorde, ons is ingeplant, ons is ingeënt binne in die Here Jesus. En wie is die Here Jesus? Johannes 4 vers 24 sê, God is Gees, en 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees. So hierdie inplanting van ons is binne in die Here Jesus as die Seun van God, maar ook as deel van die drie-eenheid, waar God Gees is en die Heilige Gees die Here is van hierdie Gees. En daarom is ons dan in die Heilige Gees ingeplant, in hierdie ware wingerdstok wat die Here Jesus is. En as ons werklik waar in dit geplant is, dan moet ons mos vrugte dra, wat pas by die werklike wingerdstok. Ons kan nie dan anders nie, want jy het nie meer jou eie wortels nie. Jy kan nie meer jou eie water en nutriënte uit die grond uithaal as 'n druiwestokkie nie. Jy funksioneer nou in die Here Jesus as die ware wingerdstok. En daarom is dit so noodsaaklik dat ons vrug moet dra in hom. Want anders is ons 'n baie negatiewe getuienis van wie die ware wingerdstok is. Ek hoop julle hoor mooi wat ek sê, en ek hoop julle besef wat 'n mens se verantwoordelikheid is as 'n kind van die Here. Dit het my opnuut diep getref toe ek voorberei het vir hierdie reeks. Ons kan nie net as kinders van die Here maak soos ons wil nie. Baie mense redeneer, ag maar ons is nou in geregtigheid voor God. Gaan lees weer 1 Korintiërs 1 vers 30. Die Here Jesus het nie net vir ons geregtigheid geword nie, hy het vir ons ook heiligmaking geword. So net omdat jy in geregtigheid is, beteken dit nie, jy kan maak wat jy wil nie. Nee, jy moet 'n getuienis dra, dat Jesus 'n lewendige, ware wingerdstok is. En daarom gaan jy verskeie vrugte dra, jy gaan die vrug van die Gees dra, die gawes van die Gees gaan deur jou ook vloei, ensovoorts baie ander dinge, maar primêr gaan ons hier fokus op die vrug van die Gees, want hierdie beeld van die ware wingerdstok dui daarop vir ons, dat dit God se ontwerp is, en daarmee gaan ek dan na die volgende skyfie. God se ontwerp word openbaar wanneer ons vrug dra. Dis God se ontwerp van 'n vrugteboom, dat wanneer dit geplant word, dat dit sal vrugte dra wat mens en dier sal voed. Julle kan gaan kyk in die Ou Testament, Genesis 1 vers 11, dit is God se ontwerp. En omdat wanneer God se ontwerp, as dit funksioneer en dit funksioneer reg, dan word hy daardeur geëer, en wie hy werklik is, word daardeur geopenbaar. Want soos wat ek in die vorige skrif in Johannes 4 gelees het, God is Gees, en hy moet homself in die fisiese wêreld openbaar, sodat hy wat Gees is vir ons ook 'n realiteit kan word met dit wat ons in die fisiese wêreld beleef. Daarom sê Romeine 7 vers 4 dan, so my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet, dood deur die liggaam van Christus, om aan ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is. Met ander woorde, ons behoort aan die ware wingerdstok, sodat ons tot eer van God kan vrugte dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte van wat deur die wet kom, in ons lede gewerk vir die dood, om vir die dood vrugte te dra. So dit is waarom dit so belangrik is, en die Here Jesus so streng daarop is. Hierdie vrug wat ons dra, is 'n getuienis dat God sy seun gestuur het, dat ons sonde vergewe is, en dat ons deur wedergeboorte nou ingeplant is in die Here Jesus in. God se ontwerp word baie duidelik vir ons in die Ou Testament geopenbaar. Dit is hoekom die Here Jesus hierdie beelde gebruik in die evangelies, as hy hierdie vrug dra, hierdie bekering beginsels vir die disippels moet verduidelik. Ons kan gaan kyk na Genesis 3 vers 2 tot 6, en dan sien ons daar, dat in die tuin van Eden was die bome daar om vrug van te eet,
Maar ons moet altyd 'n keuse kan hê om in 'n liefdesverhouding met God te kan wees. As daar nie 'n keuse was nie, het God dit vir ons maklik moontlik gemaak om met hom in 'n liefdesverhouding te wees. En dan was ons soos puppets on a string, soos hulle in Engels sê. Daarom is daar ook die boom van die kennis van goed en kwaad. En die Here kom hier in Genesis 3 en hy gee vir Adam en Eva die hele tuin om van te eet. Die hele vrug in die tuin is die vrug van Jesus Christus, want die Here Jesus is die boom van die lewe. Volgens Kolossense 1 vers 14 en 15 is die hele skepping binne in hom gedeponeer. Maar die Here Jesus het ook die kennis van die kwaad, omdat die Satan in die geeswêreld reeds voor die skepping van die troon van God af weg moes gaan as gevolg van sy sonde van geestelike hoogmoed. Ons het dit in meer detail in die geeswêreld reeks gedoen. En omdat daardie boosheid geken word deur die Here Jesus, is daar ook 'n boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin. En ons sien dan hoe Eva gaan en sy vat hierdie vrug. Sy eet daarvan en weet julle, ek wonder altyd, toe sy klaar daarvan geëet het, het sy onmiddellik gesien dat sy nou die kwaad ook kan sien. En sy gee dit vir Adam en hy eet ook. Dit herinner my aan ons tweede skyfie, waar ons gepraat het oor die Hoogliedreeks, dat in daai intieme spasie, daai tuin van Eden spasie, eet hierdie twee geliefdes die vrug van mekaar. En dit is presies wat hier met Adam en Eva gebeur het. En hierdie skrif, hierdie vrug wat jy dan van mekaar eet, kan jou voed, of dit kan jou dan in sonde laat verval. En weet julle, dan kan ons gaan kyk, dwarsdeur die Ou Testament is daar verskeie skrifte, daar is so baie, ek het nie almal gaan aanhaal nie, maar as ons gaan kyk na die Ou Testament, dan sien ons, vir 40 jaar in die woestyn was daar kwartels en manna, maar daar was nie vrugte nie. En ons sien dan ook in Deuteronomium 1:25 en Numeri 13 vers 20 tot 27. Weet julle waaraan het hulle die beloofde land herken? Toe hulle die spioene gestuur het? Toe hulle die spioene stuur, kom die spioene nie terug en hulle bring die lyke saam van die reëse wat hulle doodgemaak het, kap hulle koppe af en bring dit op 'n skingbord, soos koning Herodes se vrou gevra het met Johannes die doper nie, of hulle bring nie hulle wapens saam, of enige iets anders as 'n getuienis dat hierdie wel die beloofde land is nie. Nee, hulle bring die vrug van hierdie beloofde land saam. En aan hierdie vrug herken die volk van Israel, dat dit is die plek wat God vir hulle beloof het, né? En dan sien ons, as hulle dan hierdie vrug, wat hierdie land vir hulle bied, as hulle bereid is om by die vrug verby te kyk, en eerder in vrees te wees vir die reëse van die land, dan beland hulle dan vir 40 jaar in die woestyn. En in die woestyn is daar nie vrug nie, in die woestyn is daar kwartels en manna. En so kan ons aangaan deur die hele Ou Testament. Ons kan eintlik 'n hele studie van vrug in die Ou Testament op sy eie doen. Levitikus 19 en 27 sien ons dat vrugte was deel van die offers wat hulle moes gebring het by die tempel, wat daarop dan ook dui. Terug by 1 Korintiërs 1 vers 30, dis deel van die offer, die prys wat die Here Jesus vir ons betaal het. Daar is soveel mooi skrif oor die vrug in Psalm 58 vers 12 wat sê, die vrug van die lewe van die regverdige. Vele ander skrifte in Spreuke 11 vers 30 wat sê, die vrug van die regverdige is soos 'n boom van die lewe. Jesaja sê vir ons in Jesaja 3 vers 1, die regverdige sal eet van die vrug van sy handelinge. En Jeremia het soveel skrifte, Hosea, waar die profete dan begin profeteer oor die vrugte van die, wat jy sal dra as jy in geregtigheid voor God lewe. En baie duidelik is die beginsel wat hier geïllustreer word deur al hierdie skrif in die Ou Testament, dat hierdie vrug sal aan jou lewe sigbaar wees, en dit gaan jou lewe beïnvloed. Jy gaan daarvan eet.
Dit is die beginsel wat hier geopenbaar word. As ons dan oorgaan in die Nuwe Testament, dan sien ons die skrifte wat die Here Jesus dan geleer het, waar hy die beeld van die vrugteboom gebruik het, maar dan ook verder, wanneer Paulus hulle die evangelie verder gaan verkondig, dan sien ons in Efesiërs 5 vers 9 die volgende skrif. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid, en hier kan ons alles insit wat Galasiërs 5 vers 22 na verwys, want dit is alles geestelike ingesteldhede met positiewe gevolge in jou lewe. En dan natuurlik ook alle geregtigheid, alles oor redding. Onder geregtigheid gaan alles oor redding. En dan oor ook die vrug van die Gees is ook waarheid. Ons gaan weer hierna toe terugkeer in een van die ander skyfies. En hier by waarheid gaan alles in oor jou verhouding met die Vader. In Jesus Christus is jy voor die Vader nou, het jy die gees van aanneming, jy is 'n erfgenaam van hom, jy kan hom noem Abba Vader, jy is kind van hom, jy is deel van sy familie, jy het 'n nuwe identiteit, al daardie elemente waarna 'n mens kan gaan kyk. Oor geregtigheid wil ek net graag die volgende sê. Jesaja 61 vers 10 profeteer dat die Here Jesus, die Messias wat dan nou sou kom, hy sal vir ons word 'n kleed van redding en 'n mantel van geregtigheid. Met ander woorde, met die prys wat die Here Jesus vir jou betaal in die kruis, was hy jou skoon van die sonde, sodat jy op 'n plek is waar jy nou in geregtigheid voor God die Vader kan staan. Met ander woorde, jy was soos iemand met 'n vuil kleed en jy's nou soos iemand wat reg aangetrek is, met 'n pragtige skoon kleed, sodat jy in die teenwoordigheid van die koning van die konings kan ingaan, om daardie beeld dan nou te verduidelik. Maar as ons dan nou gaan kyk na 1 Korintiërs 1 vers 30, want onthou altyd ons moet die Bybel in 'n geheel lees, ons moet nooit skrifte in isolasie uithaal nie. Dan sien ons 1 Korintiërs 30 praat dan van redding en van geregtigheid. Met ander woorde, die Here Jesus het vir ons geword redding en geregtigheid. Met ander woorde, die Here Jesus het ons reg kom aantrek. Hy het vir ons die regte kleed gegee oor hierdie gebroke menslike vlees van ons. Let wel, ek verwys na vlees, nie jou menslike natuur nie. Dit is twee verskillende goed, né? So, die Here Jesus het ons nou reg aangetrek. Nou kan ons reeds hier op aarde, voordat ons sterf en hemel toe gaan en ons eendag verheerlikte liggaam kry, kan ons nou reeds in hierdie gebroke liggame van ons wat deel is van die skepping en nog onderworpe is aan die gebrokenheid van die skepping, kan ons reeds onder hierdie kleed van geregtigheid nou al in verhouding met God staan. Deurdat jy bid, deurdat jy in lofprysing tot die Here nader, ensovoorts, hoe jy dit dan ook al beleef in jou verhouding. In die borstas van die Hoëpriester reeks, waar ons gefokus het op verhouding met die Vader, het ons dan nou meer daaroor uitgebrei. Maar nou is die ding, jy kan nie net tevrede wees dat die Here Jesus gekom het en die Here Jesus het jou net kom reg aantrek nie. Met ander woorde, jy's nou mooi aangetrek en hier staan jy nou in geregtigheid. Hierdie posisie van jou, hierdie koninklike posisie van jou, moet nou ook gaan vrug dra in alle goedheid. Met ander woorde, alles wat ons in Galasiërs 5 vers 22 dan van lees. So daarom is die vrug van die Gees, bestaan dit in alle goedheid, met ander woorde, al hierdie vrugte van Galasiërs 5 vers 22, ook al hierdie geregtigheid, al die werke van die Here Jesus, want onthou die Here Jesus was ook gedoop met die Heilige Gees, die Heilige Gees het ook op hom gerus, die Heilige Gees het ook deur hom gewerk om hom in staat te stel, om ook vrug te dra, om deur te druk met die kruisiging, om gehoorsaam te wees aan die opdrag van die Vader. Natuurlik was hy ook volkome God, maar hy was ook volkome mens, en daardeur het die Heilige Gees ook in sy menslikheid in hom ingewerk. Met ander woorde, die vrug van die Gees was ook die geregtigheid wat Jesus vir ons bewerkstellig het, en dan natuurlik ook gaan die vrug van die Gees verder, en dit bring vir ons deur die werking van die Heilige Gees in wedergeboorte op 'n plek waar dit vir ons dan die waarheid openbaar van wat is ons werklike identiteit in Jesus Christus. Ongelukkig, omdat identiteit in Jesus Christus hierdie waarheid van jou verhouding
in die Vader 'n baie groot onderwerp is, gaan ons dit dan nou vereers nou op sy skuif en fokus op Galasiërs 5 vers 22. Maar wat vir my hiervan belang is in die Nuwe Testament, is dit vir my baie duidelik. Dat ons kan nie op 'n plek wees waar ons net tevrede is, dat ons nou maar net reg aangetrek is nie. En verder dra ons geen vrug nie. Nee, dis glad nie wat die woord ons leer nie. Ons kan ook nie redeneer, ek is gered, my sonde, die prys vir my sonde is betaal, ek is in geregtigheid vir God, so hier op aarde kan ek nou maar doen net wat ek wil nie. Nee, hier op aarde moet goedheid in jou lewe bespeer kan word. En dit is waarvan Galasiërs 5 vers 22 ons dan nou meer leer. So ek hoop op hierdie punt in hierdie eerste lesing, is jy op 'n plek waar jy reflekteer en dink, Here, hoe op aarde gaan ek al hierdie vrug van die Gees dra? As ek so na daai lysie kyk in Galasiërs 5 vers 22, dan is daar miskien enetjie of twee waarmee ek so bietjie regkom. Ek het in die klas vir hulle vertel baie jare terug in die bediening by die vorige pastoor, het die pastoor vir ons in die span, het hy die vrug van die Gees aangebied en hy het vir ons elkeen so 3 vrugte gegee of eienskappe gegee waaroor ons dan nou moes gepreek het. En hy het my eerste kans gegee, hy het seker in sy wysheid geweet dat ons dit nie uit onsself uit kan regkry nie. So hy het geweet seker in sy wysheid, maak nie saak wat die ene jy oorpreek nie, jy gaan daarmee sukkel as jy dit sien, jy doen dit uit jouself uit. En hy het vir ons elkeen in die groep so 3 gegee om oor te preek en hy het gesê ek kan eers te kies en ek het so 3 gekorrel en gedink, hierdie 3 is ek alright mee. Ek dink daarom, ek kan nie eers meer onthou wat dit almal was nie, maar ek dink daarom ek is so min of meer alright met hulle. Nou nodeloos om te sê, soos die reeks gevorder het, want ek dink my instelling was nie reg nie, het ek al hoe meer en meer gesukkel. En as ek daardie week oor 'n vrug moes gepreek het ek verskriklik daarmee gesukkel in my lewe en kon ek dit dood eenvoudig net nie dra nie. Ek het verskriklike uitdagings dan daaroor beleef, wat normaalweg nie so was nie. En teen die einde van die reeks was ek op 'n plek waar ek wou vra, asseblief kan ek net met een van die ander uitruil, want ek kom nou agter, ek kry glad nie reg. Ek preek op 'n Sondag oor hierdie vrug en in die week sukkel ek om dit te dra. Maar jy sien, die probleem was, my instelling was nie reg nie, want dit is baie belangrik dat ons moet besef. Die bron van die vrug van die Gees is die Heilige Gees. Hy produseer die vrug, gelowiges dra dit net. So dit is dus nie die gelowiges se vrug nie. Daarom kom die eer die Gees toe. Nie net is God die ontwerper daarvan nie, die Gees, die Heilige Gees, is die bron. En die gelowige stel dit net ten toon. Ek kan dit amper illustreer deur vir julle te sê, dit werk soos 'n kersboom. En moet asseblief nou nie vir my 'n e-mail stuur om vir my lang ingewikkelde detail oor lering rondom kersbome te gee of dit nou reg of verkeerd is nie. Ek probeer dit net illustreer. 'n Kersboom sonder versierings beteken niks. As ons net 'n kersfeesboom daar neersit, dan trek dit nie aandag nie en dit beteken vir niemand enige iets nie. Maar die oomblik as ons versierings daaraan hang, kan almal sien, o, dit is die doel van hierdie boom. Hier hang nou versierings aan. Met ander woorde, die versierings wat aan hierdie boom aanhang, word die getuienis dat dit Kersfeestyd is. En die vrugte van die Gees werk in hierdie illustrasie dieselfde. Die Here Jesus is die wingerdstok, hy is die boom, die Heilige Gees is die krag wat uit hom vloei. Hy is die bron. En ons is maar net die boompiekie wat daar staan, die stukkie vlees wat daar staan, waaraan hierdie vrugte gedra word. So, dis baie belangrik dat ons sal besef, die eerste punt is dat die vrug vloei van nature uit verhouding met die Heilige Gees, omdat hy binne in jou leef. In Jesus Christus is ons gewortel, Jesus is ons gewortel as 'n boom, maar deur die Heilige Gees kom hierdie krag dan. So dit vloei van nature uit
ons verhouding met die Heilige Gees. Dis nie iets waar jy kan gaan sit en jy kan gaan dink, ek moet nou vrug dra, ek moet nou vrug dra, ek moet nou vrug dra nie. As jy die Heilige Gees liefhet, en as jy in 'n werklike lewende verhouding met hom is, dan sal dit net van nature gebeur. Die volgende punt is, dit gebeur dan van self sonder moeite. Jy sien, indien jy fokus op jou verhouding met die Heilige Gees, dan vloei die vrugte van self net. Maar as jy begin fokus, soos wat ek gedoen het toe ons daai reeks aangebied het, toe was daar by my 'n bewustheid van die spesifieke vrug van die Gees, dan fokus jy om dit te produseer. Die oomblik as jy fokus om dit te produseer, is jy in jou eie werke. En julle moet nou nie die mekaar raak nie. Ek onderskei hier tussen die werke van geloof in Jesus Christus. Jakobus 2 vers 14 tot 26 sê, die geloof sonder die werke is nutteloos, né? So, en dit het ons gedoen in disippelskap. Hierdie is die werke van die vrug van die Gees. So dit funksioneer in 'n geestelike instelling waar hierdie werke van die geloof in Jesus Christus funksioneer in fisiese dade. Jy gaan fisies jou lewe verander, fisiese goed ophou doen en jy gaan in geloof staan om te glo vir sekere goed en behalwe nou natuurlik dan om die Here Jesus aan te neem. So ek sluit dan glad nie hier dit wat Jakobus 2 vers 14 tot 26 sê uit nie. Die volgende punt wat baie belangrik is die vrug van die Gees is enkelvoudig. Omdat dit God se karaktereienskappe is en dit manifesteer as sy karakter deur die Heilige Gees binne in ons. So daarom is hierdie vrug enkelvoudig, want ons kan nie 'n stukkie van God gaan uithaal en sê, ja, die Here is 8 uit die 9 van die vrugte nie, maar hy is een van hulle nie. Die Here werk nie so nie, hy is volledig en hy is volmaak en hy is perfek. So die vrug van die Gees is daarom enkelvoudig, want dit is God se karaktereienskappe. Dis 'n manifestasie van sy karakter. Die volgende punt wat belangrik is dat ons sal in gedagte hou dat die genade van Jesus Christus red ons, maar die genade van die Heilige Gees produseer vrug binne in ons. So moenie in verwarring gaan nie, moenie die mekaar raak, dat jy op 'n plek kom waar jy dink dat die vrugte van die Gees, die reddende genade van die Here Jesus uitkanselleer nie. Die genade van die Here Jesus Christus red ons. En hier moet ons onderskei, die genade van die Heilige Gees produseer vrug binne in ons. Want uit onsself is ons nie tot dit in staat nie. Dit is die genade van die Heilige Gees, van wie hy is, wat deur ons vloei. Die volgende punt wat belangrik is vrug dra koop nie vir ons redding nie. Dit getuig van ons redding. Hierdie vrugte koop nie vir ons redding nie. Ons kan eintlik sê, hierdie vrugte wat ons dra is as gevolg van ons redding. Ons moet nooit op 'n plek kom, baie keer in die bediening, dan kom ons by iemand en dan sal hulle vir ons sê, hoorie, ek sukkel, ek het nie vrede nie, of ek sukkel met selfbeheersing, of ek het nie geduld nie. Beteken dit nou, ek is verlore, ek is nie gered nie? Nee, vrug dra koop nie vir ons redding nie. Vrug dra getuig daarvan dat jy gered is deur Jesus Christus en deur hom in 'n verhouding ingebring is met die Heilige Gees. Dis baie belangrik dat ons dit so sal onderskei, dat ons nie in verwarring sal gaan daaroor nie, want dan begin ons op 'n plek gaan soos die Fariseërs, waar ons dink dan, as ons die vrugte van die Gees dra, dan kan ons ons eie redding daarmee koop, en dit is glad nie waar nie. Die volgende punt dan is, as jy die keuse uitoefen om vrug te dra, is dit uit die tuin van jou vlees. Met ander woorde, dan kan jy roem op jou vlees, dat jy het gekies om hierdie vrug te dra. Maar as hy, en dis nou die Heilige Gees, hierdie vrug dra binne in jou, dan kom dit vanuit 'n tuin van genade, van God se genade, tuin van Eden, die volmaakte posisie, voordat die sondeval plaasgevind het. En dan die laaste punt is,
Vrug dra is as gevolg van 'n vennootskap tussen jou gees. 2 Tessalonisense 5 vers 23 sê vir ons is gees, siel en liggaam geskape, jou human spirit, jou mensgees. Hierdie vrug dra vloei vanuit hierdie plek in jou gees waar wedergeboorte plaasgevind het, in vennootskap met die Heilige Gees, waar hy dan nou in hierdie geesposisie inwoon. Met ander woorde, hierdie vrug wat jy dra word jou reaksie op sy vermoë. Dis nie jou vermoë en die Heilige Gees reageer op dit wat jy kan doen nie. Dit werk nie so nie. Dit is jou reaksie op die Heilige Gees se vermoë binne in jou. En dan is dit belangrik dat ons moet onthou, die Heilige Gees se karakter, omdat hy een is met God die Vader, God die Seun, is onveranderlik. Sy karaktereienskappe verander nie. Maar ons vermoë om dit te dra, kan verander deurdat dit kan groei en kan ontwikkel. Julle gaan sien, ons gaan spesifiek 'n gedeelte doen oor groei en ontwikkeling van jou vermoë om die vrugte van die Gees te dra, soos wat jy die pad van heiligmaking stap. So is nie hy wat verander nie, dis jou vermoë wat verander, wat groei en ontwikkel as jy deur die lewe gesnoei word, as jy geestelik groei. Onder hierdie selfe punt 3, die bron, dat die Heilige Gees is die bron waaruit die vrugte vloei, is die volgende vir my ook belangrik. As 3.2, God gee vir ons wysheid sodat ons vrugte kan dra. Jakobus 3 vers 17 sê, maar die wysheid wat van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, dan vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En soos wat ons die reeks doen, gaan julle sien, as jy in 'n situasie kom waar jy vrug moet dra, jy moet byvoorbeeld die vrug van sagmoedigheid dra, dan het jy wysheid nodig, want jy kan hierdie vrug van sagmoedigheid op die verkeerde tyd, op 'n verkeerde manier dra, en dit word geïnterpreteer as swakheid, dat jy 'n victim spirit het en mense loop net oor jou. Maar jy kan dit in sagmoedigheid dra, en nog steeds God se beginsels openbaar, God se woord eer, uit sonde uit wegbly, en hierdie vrug van sagmoedigheid dra, maar daarvoor het ons baie keer wysheid nodig, want ons kan werklik waar, ek dink almal van ons kan hierby aanklank vind, dat om die vrugte te dra, bevind jy jou in moeilike situasies, in hierdie gebroke wêreld waarin ons leef. Vrugte word in moeilike situasies gedra, né? As dit oestyd is, en die vrugte word gepluk, dan word daai boom seer gemaak, die vrug word afgesny en afgepluk, as hy nie self op die grond geval het nie, né? So, dit beteken, ons het wysheid nodig om hierdie vrugte van die Gees reg te dra. Anders kan ons baie keer die vrugte van die Gees misbruik, as 'n verskoning om in sonde te bly, of as 'n verskoning om passief te wees, en nie op te tree nie. So, ons het hierdie wysheid van God nodig, sodat ons kan groei, hierdie pad van heiligmaking kan stap, geregenereer word na sy beeld, in hierdie proses van heerlikheid tot heerlikheid, 2 Korintiërs 3 vers 18. God het ons te lief om ons te los, net soos wat hy ons gekry het. Nee, al is ons sondes vergewe, al is ons 'n geregtigheid voor hom, hy wil hierdie vleesmens en hierdie sielsarea van ons, hierdie ingesteldhede, hierdie mindsets, hierdie attitudes van ons, hy wil dit alles ook verander. Dan die volgende punt is dan 3.3, onder die bron, daar is een vrug, een God en een Heilige Gees, né? Baie belangrik. Hierdie 9 vrugte is 9 eienskappe van een vrug, want daar is net een God, een Heilige Gees. Maar net soos die 7 geeste van God voor die troon van God, wat ons in die wysheidsreeks gedoen het, Jesaja 11 vers 2, manifesteer hy die Heilige Gees in meer as een eienskap in die vorm van die 9 vrugte dan. Maar wat dan van belang is, dit is dus al die vrugte of niks. Jy moet al 9 dra of niks. Jy kan nie kom en sê, dit is soos 'n spellingtoets op skool nie. 8 uit 10 is daarom alright nie.
Nee, jy moet al 9 vrugte dra, want God is een. Met ander woorde, dra jy dit nie, dan is daar 'n deel van die karaktereienskappe van God wat nie in jou lewe manifesteer nie. Dan 3.4 is, ons word dus nie 'n opdrag gegee om vrug te produseer nie. Dis goeie nuus, né? Ons word nie die opdrag gegee om vrug te produseer nie, maar om dit net te dra. Dis moet jy die Heilige Gees toelaat om te vloei, en jy kan dit nie doen as jy hom nie ken as persoon nie. Met ander woorde, deur wedergeboorte kom jy in 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus, deur die doping met die Heilige Gees, 'n ontmoeting met die persoon van die Heilige Gees. Moenie dit verwar, dat deur wedergeboorte, omdat die Here Jesus en die Heilige Gees een is, kom woon hy ook in jou hart nie. Hy is wel daar, maar daar is nog 'n stappie verder. Deur die doping met die Heilige Gees, is dit jou ontmoeting met die Heilige Gees as persoon. Ons het meer aandag daaraan gegee in die Heilige Gees reeks. So, as dit dan in plek is, dan voed hierdie vrug jou, en daarna ook ander rondom jou, want dit was God se ontwerp. Dit was sy plan van die begin af, in die tuin van Eden, dat daar vrugte sou wees, wat vir Adam en Eva dan gevoed het. In hierdie laaste skyfie, gaan ek dan gaan kyk onder punt 4, wat vir my ook van belang is, as ons kyk na die bron van die vrugte van die vrug van die Gees, verskoon my as ek aan mekaar meervoud gebruik, is dat daar 'n verskil is tussen die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12, en die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Dit is baie belangrik dat ons hierdie verskil sal besef, alhoewel dit ook interaktief met mekaar funksioneer. Gawes is die manifestasie van die Heilige Gees se werking in die gemeente. Met ander woorde, hy raak mense se lewens aan, hy gee vir hulle 'n profetiese woord, of 'n woord van kennis, of 'n woord van wysheid, van wat hulle moet doen, hoe moet hulle keuses maak, daar vind genesing plaas, ensovoorts, ensovoorts, né? Maar die vrugte van die Gees is sy teenwoordigheid in die lewe van die gelowige, Romeine 8 vers 9. Met ander woorde, die gawes is die manifestasie van sy werking van sy Gees in die gemeente, die krag van sy Gees, en die vrug van sy Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die gelowige persoonlik se lewe. En hier is 'n paar punte waarna ons kan gaan kyk, want baie keer kom die kinders van die Here en dan dink hulle, ja, maar daar is iemand wat byvoorbeeld die gawe van genesing het. Ek noem nou sommer dit, want dit is 'n baie sigbare, bekende gawe. Of die gawe van profesie. En ons moet hom glo, en hy doen wonderlike werk. Maar gaan huis toe, en die woord van die Here sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. So, maak seker dat daardie persoon wat die gawes dan bedien, ook die vrug van die Gees in sy lewe het. En daarmee sê ek nie, ons moet almal perfekte vrug dra nie, om die gawes, om toe te laat dat die Heilige Gees sy gawes deur ons laat funksioneer nie, want dan sou nie een van ons die gawes kon beoefen het nie, want ons is nie een perfek nie, né? Maar baie keer dink ons, as ons nou en dan 'n profetiese woord vir iemand kan gee, of ons gee nou en dan 'n woord van kennis, of 'n bietjie lering, dan is dit genoeg. So ek kan maar my ongeduldige self hier by my huis wees, met my huismense, dis maar alright, ek het 'n verskoning, julle weet, ons het as kinders van die Here verskonings, dis nou maar my persoonlikheid, dis nou maar my geaardheid, ek is ongeduldig, ek lewe nie eintlik in vrede met mense nie, ek het altyd 'n probleem met mense, en, so kan ons baie verskonings uitdink. En dan is ons doodtevrede, dat as ons dan in die gemeente kom, dan kan ons opspring en dalk bid in tale in die gemeente, of uitleg gee, en dan is ons baie geestelik, maar die waarheid is, die vrug van die Gees is 'n getuienis van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. So gaan ek net na daai paar punte op die skerms kyk. Die vrugte voed, gawes word gedra soos klere. Dis soos 'n salwing wat op iemand rus. Dis hoekom Elia die salwing aangegee deur sy mantel
aan Elisa te gee. So vrugtevoed en gawes word gedra soos klere. Vrugte word gedra soos voeding, gawes word gedra soos klere. Die volgende een is vrugte kom in die vorm van saad. So dis die woord. Hoe meer woord jy in jou lewe het, hoe meer jy in die woord glo, hoe meer jy die woord prakties leef, hoe meer gaan jy vrug van die Gees dra. Waar gawes kom in die vorm van die krag van die Heilige Gees. Dit is die verskil. Gawes impakteer, met ander woorde, hulle verander mense se lewens fisies, né? Waar vrugte voed mense se lewens. Dit inspireer en leer ander. Soos byvoorbeeld, sê nou maar, dit is die gawe van genesing, en hierdie gawe van genesing, onder die gawe van genesing word iemand genees, dan verander sy fisiese lewe, die gawe het sy lewe geïmpakteer. Maar as ons byvoorbeeld dan by iemand kom wat 'n ongeneeslike siekte het, en hy dra die vrug van vrede, dan inspireer dit ons en dit leer ons om nog steeds in geloof te bly ten spyte van moeilike omstandighede. So dis net 'n illustrasie om te verduidelik. Gawes impakteer, waar vrugte inspireer. Die volgende een is dan, gawes word oorgedra. Met ander woorde, deur handoplegging, gawes kan oorgedra word. Gawes kan ook direk oorgedra word van die Heilige Gees af na 'n persoon toe in 'n oomblik, waar vrugte word ontwikkel. Dis jou vermoë om dit te dra, is 'n proses waardeur jy gaan, jy word gesnoei, en soms kry jy dit reg, soms sukkel jy, en jy groei daarin. So, wat ons hierdeur sê is, dat, byvoorbeeld die vrug van selfbeheersing. Die vrug van selfbeheersing gaan ontwikkel word. Iemand kan jou nie die hande oplê en hulle selfbeheersing op jou oordra nie. Jy kan die hande opgelê word net soveel keer soos wat jy wil, deur iemand wat die gawe van kragte of die gawe van wonderwerke het. Dit gaan jou niks help nie. Die gawe van die vrug van selfbeheersing is iets wat binne in jou gaan ontwikkel word. Die volgende punt is, gawes kan in 'n oomblik kom, waar vrugte kom oor tyd. Baie keer in die bediening het mens al beleef, ek dink nie noodwendig ek het die gawe van genesing nie, maar ek was al in situasies waar in daai oomblik, waar ek voor daai siek persoon staan, het die gawe van genesing deur die Heilige Gees oor my gekom, en ek kon vir daardie persoon bid, hande oplê, genesing gevind. Of byvoorbeeld wysheid en kennis, dit beleef ek baie. Dit is 'n gawe van die Heilige Gees. Baie keer, dan moet ek gaan huisbesoek doen, of daar is 'n situasie, en dan dink ek, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Here, ek weet nie wat om te sê in hierdie situasie nie. En dan in daai oomblik, dan kom die Gees van die Here oor jou. Die gawe van wysheid, die gawe van 'n woord van kennis kom oor jou, en jy weet wat om vir die persone in daardie oomblik te sê. Maar vrugte kom nie noodwendig in 'n oomblik oor jou nie. Dis iets wat jy ontwikkel oor tyd, want dit kom uit jou verhouding met die Heilige Gees. Jy sien, vrugte werk soos die Hooglied boek. Hierdie twee geliefdes, dis 'n huwelik, dis 'n verbondsverhouding. Hulle leer mekaar beter en beter ken. Mense wat vir baie jare getroud is, ken mekaar so goed, want hulle het die vrugte van hierdie verhouding met mekaar geëet. Dan wil ek ook sê, die volgende punt waar die gawes en die vrugte verskil, is 1 Korintiërs 12 is baie duidelik, alle gelowiges het nie alle gawes nie. Die Here gee die gawes van die Heilige Gees aan wie hy wil, wanneer hy wil, in die oomblik soos hy wil, en maar gelowiges moet al 9 die vrugte hê. Alle gelowiges moet al 9 vrugte hê. So dit is ook 'n baie belangrike verskil. Ek wil eindig met die volgende punt. Ek dink die onderste punt gaan ek ook hierby aanhaal. Vrugte vir vrug, om vrug oor te dra is verhouding nodig. Maar om gawes oor te dra is daar nie noodwendig verhouding nodig nie. So, hoe gaan jy weet iemand het die vrugte van die Gees? En dis terug by die skrifte in Hooglied wat ek vir julle gelees het. En daar het ons gesien in die tuin, dra jy hierdie vrugte
teenoor die mense wat binne in jou huisgesin is, die mense wat binne in jou gemeente is, jou gemeenskap, jou community. Met ander woorde, hulle moet sien, jy het vrede. Hulle beleef jy het selfbeheersing onder moeilike omstandighede. Hulle beleef jou vriendelikheid. Hulle beleef jou goedheid. Hulle beleef al hierdie gawes van die Gees wat jy dra. En daarvoor is verhouding nodig. Daarvoor is verhouding nodig. Jy kan partykeer in die ry staan, miskien in 'n lisensiekantoor of so 'n tipe plek, en daar moet jy selfbeheersing toepas, soos wat met baie van ons nou al gebeur het in sulke tipe van plekke, en dan kan ander observeer, jy het selfbeheersing, so dit is die uitsondering op die reël. Maar in die algemeen, om die volheid van die vrug te beleef, om werklik waar gevoed daar uit te word, moet jy in verhouding met daardie persoon wees. Waar die gawes nie noodwendig nie. Julle weet, mense wat in die bediening is, wat die gawes het, veral byvoorbeeld gawes van genesing, wonderwerkende kragte, hou partykeer groot uitreike, daar's daar duisende mense, hulle bid gelyktydig vir 'n hele skare mense, en in daai skare vind daar genesing plaas. So daardie persoon wat daar voor staan en bid, en daai persoon wat daar in die skare staan, en ken mekaar glad nie, hulle het nie verhouding met mekaar nie, so daarom is die oordrag van gawes nie voor verhouding noodwendig altyd nodig nie. Die punt wat ek ook wil maak, is dis belangrik dat ons moet onthou, ons het albei nodig, want albei is die wil van God. Ek probeer nie gawes minder belangrik maak nie. Die woord van die Here is baie duidelik dat die gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12 is nodig vir die opbouing van die gemeente. Definitief nie, dis baie belangrik, maar terwille van hierdie reeks, om vir ons dan hierdie lering te verduidelik, is dit belangrik dat ons ook sal besef, dat daar definitief die vrug van die Gees nodig is. Partykeer is ons op 'n plek waar ons dink, dit is die mense wat in die bediening is, hulle moet die gawes van die Heilige Gees hê, dan is dit genoeg. En dit is nie die waarheid nie, ons almal moet die gawes van die Gees kan beoefen, of bereid wees om dit te beoefen, wanneer nodig, maar ook om vrug te dra. Want vrug is ons karakter wat verander word. Maar die gawes is die vermoëns en die krag van die Heilige Gees, om ons fisiese lewens te verander. So, daarmee dan die einde van hierdie eerste lesing. Dit was 'n lang inleiding gewees. Ons gaan in die res van die lesings wat hierop volg, dan in meer diepte kyk na wat Galasiërs 5 vir ons dan leer rondom die gawes van die Gees. Ons gaan ook kyk, hoe pas ons dit toe, hoe wend ons dit aan, wat is hierdie vrugte en wat is dit nie, en vele meer soos die Gees van die Here ons lei. En mag die Heilige Gees deur hierdie Gees elkeen van ons opnuut inspireer, om te beleef hoe lief die Vader ons gehad het, dat hy sy Seun gestuur het. En aan die kruis het die Here Jesus selfs die prys vir ons betaal, sodat ons vrug kan dra. Dien ons nie 'n wonderbare lewende God nie, 'n God van liefde. Hy maak dit vir ons moontlik, in sy Seun, die ware wingerdstok, deur sy Gees, met wie ons in verhouding is, om 'n getuienis te dra, dat ons in daai verhouding in leef. Daardie verhouding wat die Here Jesus vir ons moontlik gemaak het, deur die prys wat hy aan die kruis vir ons betaal het. Dan moet ons net onsself beskikbaar stel. Ons moet ons vlees beskikbaar stel en ondergeskik stel aan die wil van God, om hierdie vrug van die Gees te dra, hierdie getuienis dat die Gees 'n realiteit in die kinders van die Here se lewens is, sodat eerstens jy en daarna die ander rondom jou gevoed sal word. Ek vra dan in die naam van Jesus, Vader God, dat U deur U Gees sal kom en al hierdie lering vir ons in ons lewens 'n lewende werklikheid sal maak. In Jesus naam. Amen en amen. Ek sê vir U dankie vir U geduld, verskoon die agtergrondgeluide, as daar dalk honde is wat blaf, of voertuie wat ry, of voeltjies wat sing, maak die opnames sommer hier in my kantoor hier op die plaas waar ek woon. Dis die beste wat ons kan doen onder die omstandighede. Die lesings is lank, maar ons is 'n woordskool. Die lesings is nie hier vir vermaak nie,
die lesings is hier in 'n woordskool, sodat ons daaruit kan leer en kan groei. Mag God dit so aanwend in jou lewe. Ek sien uit na die volgende lesing. Ek groet jou in die naam van Jesus.